15 Oktober. Ons is een met Christus. Eenheid met Christus. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Johannes 17, vers 22. In hierdie woorde het ons die oortuigendste bewys dat eenheid, vriendelikheid en liefde onder diegene sal heers wat waarlik Christene is. Die verlosser van die wêreld word groot gemaak en verheerlik in die karakter van diegene wat glo. Watter geweldige gevolge vir die wêreld hang nie af van die eenheid van diegene wat daarop aanspraak maak dat hulle Christene is, wat beweer dat hulle glo dat die Bybel die woord van God is nie. Immanuel, God met ons. Dit beteken vir ons alles. Wat 'n breë fondament lê dit nie vir ons geloof nie. Watter geweldige, onsterflike hoop hou dit nie vir die gelowige siel voor nie. God met ons in Christus Jesus, om ons elke tree van die reis na die hemel te vergesel. Die Heilige Gees met ons as trooster, gids in ons verleenthede, om ons leed te versag en ons skuld in versoeking. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Kweek liefde aan, ontwortel agterdog, afguns, jaloesie en verkeerde gedagtes en kwaadsprekery. Span saam, werk soos een man, laat daar vrede onder julle wees. Ek smeek U, in die naam van Jesus van Nasaret, om van alle geestelike trots en eersug ontslae te raak. Word soos klein kindertjies, as julle lede van die koninklike gesin, kinders van die hemelse koning wil word, as die stryd verby is. Lees Johannes 17 oor en oor. Hierdie gebed van ons Heiland tot sy Vader namens sy disippels verdien om dikwels gelees en in die praktiese lewe toegepas te word. Dit sal die sondige mens ophef, want die Here het beloof, dat as ons hierdie eenheid bewaar, God ons sal lief hê soos hy sy seun liefgehad het. Die sondaar gered sal word en God vir ewig verheerlik sal wees. Engele en aartsengele, verwonder hulle aan hierdie groot verlossingsplan. Hulle is vol bewondering en liefde vir die Vader en die Seun, as hulle die genade en liefde van God aanskou.